Môre, dis Vrydag die 3de Oktober en vandag gaan ons praat oor een van die Bybel se mees geheimsinnige verhale, die Nephilim, reëse wat op die aarde was. Maar dis nie net 'n vreemde verhaal nie, dit wys direk na Jesus en die kruis. Kom ons lees saam in Genesis 6 vers 4. In die dae was die reëse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. En dan in Numeri 3 vers 33, ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Reëse, voor die vloed en na die vloed. Wie was hulle en waarom was hulle daar? Nou, die woord Nephilim, dit beteken die gevallenes. Hulle was nie normaal nie, hulle was korrupt, 'n vervalsing van menslikheid, die produk van rebellie teen God se orde. Nou hier is die dieper waarheid. Satan het geweet van Genesis 3 vers 15 se belofte, dat die saad van die vrou die slang se kop sou vermorsel. So hy het probeer om die menslike bloedlyn te besoedel. As die bloedlyn korrup was, kon die Messias nie kom nie. Die kruis was altyd die teken, van Kain wat Abel vermoor, tot Nephilim wat die aarde vol, tot Haman wat die Jode wou uitwis, tot Herodes wat die babas vermoor. Elke aanval was 'n poging om die beloofde saad te stop. Maar God het een rein man bewaar, Noag. In Genesis 6 vers 9 sê hy was volkome in sy geslagte. Sy bloedlyn was onbesmet. En deur Noag kom Abraham, deur Abraham kom Dawid, deur Dawid kom Jesus. Hy moes 'n rein bloedlyn hê, want Levitikus 22 vers 20 sê, geen offer met 'n gebrek mag gebring word nie. Jesus was die vlekkelose lam, geen fisiese of morele of genetiese gebrek nie, die volmaakte offer. En Hebreërs 9 vers 14 verder sê vir ons, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smeek geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Satan het probeer die kruis verhoed. God het die kruis verseker. Nou hier is die waarheid. Jy en ek is ook gevallenes. Ons is korrup, ons is gebroke. Sonde het ons vervals. Maar Lukas 19 vers 10 sê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Jesus het nie net jou sonde weggeneem nie. Hy het jou teruggebring na wat jy veronderstel was om te wees. Die vraag is, het jy al ooit besef dat jou redding die resultaat is van eeuwelange beskerming? Dat elke aanval wat Satan gemaak het, misluk het, sodat Jesus vir jou kan kom? As jy vandag wil sê, Jesus, ek glo U het vir my gekom, bid saam met my. Here Jesus, Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Ek was 'n gevallene, korrup, gebroke, verlore. Maar U het gekom om my te soek. U het gekom om my te red. Van Genesis tot Golgotha. U hele plan was om my te red. Satan het probeer U bloedlyn besoedel, maar U was rein, vlekkeloos, die volmaakte offer. En op die kruis het U my korrupsie op U geneem. U het my plek gevat. U het my straf gedra. Jesus, ek glo U is die beloofde saad, die een wat die slang se kop vermorsel het, die een wat opgestaan het uit die dood. Kom in my hart, maak my rein met U bloed, maak my 'n nuwe skepsel. Dankie dat die kruis nie plan B was nie, maar die plan wat U van die begin af gehad het om my te red. En vergewe vandag al ons sondes. Ek vra dit in U heilige naam. Amen. As jy daardie gebed gebid het, luister. Jy's gered deur die vlekkelose lam van God. Sy bloed was rein, daarom maak dit jou rein. Wat Satan probeer verhoed het, het God voltooi. En jy is die bewys daarvan. En moenie vergeet nie, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Deel hierdie boodskap.
Die kruis was nie 'n vergissing nie. Dit was die plan. Van Genesis tot Golgotha. Alles het jou na die redding gewys. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.